Goeiemôre liewe gemeente. Ons begin ons voorsang met lied 577. Daarvan sing ons vers 1, 2 en 5. Ons volgende lied is lied 464, vers 1 en 2. Ons volgende lied is lied 281, vers 2 en 3. En ons sing aan een met 214, vers 1 en 3. You
Ons sluit ons voorsang af met lied 442, vers 1 en 2. As ek nou, hulle het my stil gemaak terwyl ek sing, dan is dit beter so. Verlede Sondag het ek in Kroeman Ooggemeente gepreek, wat nou my groot gemeente is. En na kerk toe kom een van die jong manne daar aan. So ek wil eers kyk, waar is die jong seuns, die kinders, waar is julle? Laat ek julle sien, hier sit 'n span hierso, hier sit en daar agter sit een lekker op 'n skoot. Ek sê môre, mag dit 'n mooi dag wees vir julle ook. En een van die seentjie ken my nou 'n klompie jare al daar. En op 'n stadium het ek laat een van my manne op die plaas vir 'n ketty maak. Toe ek klaar gepreek het, toe ek my kom kry, toe hardloop hy op, toe kom staan hy by my. Toe het hy 'n banksakkie met klei balletjies gemaak, wat hy laat hard word het. Wat hy vir my sê, Dominee, ek het vir jou ketty cools gemaak. Dit was vir my so special. Oor hierdie ene, nou dink ek, hoeveel het hy van die preek geluister? Want hy het gewag dat die preek moet klaarkom, dat hy die ketty cools vir die dominee kan gee. So, kinders, julle is vir ons baie spesiaal in wat julle doen in julle lewe, julle opregtheid, julle liefde, julle net spontaniteit dikwels, nee. Dit so. Die tweede wat ek wil vertel is 'n storie 'n bietjie tot my eie verleentheid oor my eie jong dae. Ek was so 'n hoërskoolseun en my oupa en ouma het in Niekershoop gebly. Nou hulle het gesê hulle van is noet, nie neet nie. Blykbaar is daar 'n groot verskil. Christie, jy weet nou nê, noet, nie neet nie. So en ons het daar gekuier op 'n plaas tussen Griquastad en Niekershoop. En die ding het so 'n lekker randjie wat jy uitgeklim het en aangaan het, jy nou daar bo sit en die pragtigste uitsig daar het van daar af. Jong manne is partykeer mos 'n bietjie roekeloos en ons besluit toe, ek self, maar luister, ek gaan nou nie die lang pad weer hier afstap nie. Ek gaan nou kort vat en hier in 'n skeur afgaan.
En daar kruip ek my vas in hierdie skeer, wat jy nie meer geklim kry nie. Dit klink of jy hier teen die rotse uitklim, en dan val jy so en dan skop jy weer vas, dat jy net weer spoed verloor, net weer aangaan. En toe ek onder op baie leiklippe so gaan lê, toe bewe my hele lyf so van die inspanning. Toe ek opkyk boontoe, toe is daar 'n witkruisarend wat net so in die lug besig is om te sweef. En dit was vir my so tekenend van iets van God se sorg, God se omgee. Jou dalk nie dink wat jy doen nie, iets doen wat nie reg is nie, en God wat jou bewaar vir jou sorg wat daar is. En vanmôre in die hele erediens wil ek graag hê ons moet dink oor God se sorg. God se sorg se omgee in ons lewens, en waar in jou lewe dit in spesifieke situasies dalk is, wat jy dit op 'n besondere manier ervaar het. Partykeer in 'n swaar kry, dalk in 'n finansiële situasie, dalk in jou gesondheidssituasie, op verskillende maniere, waar beleef jy God se sorg, God se omgee die meeste? Op 'n manier wil ek sê, dikwels is dit wat 'n mens ook beleef, wanneer jy in 'n erediens is, en jy saam met broers en susters sit, wat sommer net vra, hoe gaan dit met jou? Wat sê sterkte vir hierdie week, en of dit die aankondigings is, wat jy voorbereiding doen vir iemand, iets van God se sorg. Maar terwyl dit so in julle gedagtes is, kom ons begin en ons sing saam lied 159. Lied 159 is 'n lied wat sê, God is hier teenwoordig. God wat die moontlikheid is in sy almag, sy alomteenwoordigheid, hoor die woord alomteenwoordigheid, om nie net nou hier by ons te wees nie, maar in elke erediens, by elke mens, selfs by hom wat dalk nie vanmôre in die kerk kan wees nie. God wat by ons is, God is hier teenwoordig. Daarom gaan ons sing vers 1 en vers 3, ons bly staan vir ons fotum en ons seëngroet, en dan gaan ons direk daarna sing lied 203, ons loflied, loof die Here al wat leef. Here, aan u liefde is daar geen einde nie. U trou duur van geslag tot geslag. Amen. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede vir u.
So in al die vergaderings en die rondry en goeters, daar partykeer goed wat 'n mens ervaar wat nogal by 'n mens vassteek. Een van die interessantste goeters wat ek dalk die laaste 2 weke optel en hoor wat ouens sê, die stories wat ons vertel, vorm deel van ons identiteit, van wie ons is. Die stories wat ons vertel, is deel van ons identiteit, dit raak wie ons is. Ek het nogal gedink, daar's nogal iets in dit. Nou hoor ek 'n storie, en die storie gaan oor van die boere daar teen die grens van Lesotho. En na bewering sukkel die ouens maar met al wat 'n ding is, met die grens wat nie beheer word nie en 'n klomp goed. Ook net omdat hulle boere is en dit wat hulle dikwels naby in die natuur moet leef, die uitdagings wat boere moet beleef en weer trotseer, wil ek amper sê, in die tyd waarin ons is. En iemand gesels met die een boer, en hy vra vir hom, hoe kry jy dit reg? Hoe kom jy deur dit? En hy het 'n baie eenvoudige antwoord gehad. Hy sê dood eenvoudig, as die Here ons hierdie jaar nie help nie, sal dit die eerste keer wees. En ek het nogal gedink, wow, is dit nie 'n fantastiese storie nie? In ons lewens, in ons swaar kry, waar ons onthou hoe God op verskillende tye in ons lewens vir ons gesorg het. Partykeer op wonderbaarlike wyse. En hoe God nog elke keer gesorg het. En as hierdie boer se geloof se sê, as die Here hierdie keer nie vir ons sou sorg, hierdie jaar nie vir ons sou sorg nie, sal dit die eerste keer wees. En wanneer ek en jy by 'n moment van voorootmoediging is, dan is dit dalk goed om partykeer na te dink oor die feit dat ons dikwels God wil minder maak, God wil kleiner maak, en ons probleme wil groter maak. Asof hierdie probleem, hierdie ding vir God te groot gaan wees. En om vanmôre dood eenvoudig te kom en te sê, Here, U het ons nog altyd gehelp, in elke moment. En dalk ons skuld te bely, deurdat ons so klein gelowig raak in 'n nuwe probleem wat oor ons pad kom, as te ware dink, hierdie een gaan te groot wees. Jy's reg, hy gaan te groot wees, as jy dink, jy gaan hom op jou eie hanteer. Maar dikwels wanneer daardie probleem wat in jou lewe kom, daardie situasie van so aard is, dat jy besef, maar ek weet nie hoe om hom te hanteer nie. Hy's te veel vir my. Dis dan wanneer jy besef en weet, dis God wat vir my gesorg het. Ek kon nie. Ek was nie sterk en slim genoeg nie. Dis God wat vir my sorg. En daarom vanmôre, ek weet nie waar is jy in jou lewe en wat gebeur in jou lewe en wat ervaar jy nou en wat die situasies, uitdagings is nie. Maar om dit vanmôre vir die Here te kom gee ook en te sê, Here, soos wat jy in die verlede gesorg het, weet ons, sal hy ook hier sorg en uitkoms gee. Kom ons sing lied 245. Ons kan net so bly sit, lied 245 vers 1 en vers 3 en daarna gaan ek vir ons 'n gebed doen.
bid dan saam. Here, hier is ek. U ken my, u weet wie ek is. U weet wat is my emosies, my vrese en my onsekerheid. Hoe ek dalk wel na buite toe 'n prentjie uitstraal van selfversekerdheid, van ek weet, ek kan. Maar hoe in onsself ons maar partykeer by u sit en twyfel en wonder oor hoe en wat. Ons kom bely vanmôre, Here, dat ons as gelowiges nie in die eerste plek wil doen wat ons wil doen nie en wat ek wil hê nie. Maar dat ons na u wil soek en dit wil doen wat u van ons vra. Ons wil op u fokus. In Bybelse taal, u koninkryk eerste plaas en luister na wat u wil hê ons moet mee besig wees en doen. Dankie Here vir 'n ongelooflike voorreg om as gelowiges saam in 'n erediens te kan wees. Om ons skuld te kan bely, ons menslike swakheid voor u te kom lê. Maar Here, nog meer om weer as te ware in verwonderings te staan oor wie u is en wat u doen en hoe groot u is. My gebed is, Here, dat u vanmôre wanneer ons saam met die Bybel uit lees, dit vir ons sal oopbreek, dit vir ons sal oopmaak, dat dit as te ware is soos 'n lig wat vir ons aangaan en dat ons sal sê, waarlik, dis wat die Here vanmôre vir my gesê het. En dat wat ons in hierdie week gaan leef en besig is, hierdie kos, hierdie geestelike voedsel, ons sal help om dit wat ons daar buite beleef te kan trotseer en binne dit te doen wat u van ons vra. Daarom wil ons sê, Here, ons is honger na u woord, ons wil die woord hoor, ons wil hoor wat u vir ons sê. Ons bid dit in Jesus Christus se naam alleen. Amen. Ek wil vir ons lees ons skriflesing by Lukas hoofstuk 9. Hoofstuk 9, ek gaan lees vanaf die 10de vers. As jy u Bybel dalk saamgebring het, kan jy daar oopmaak. Nou, voordat ek by vers 10 begin lees, moet 'n mens nou so 'n bietjie terugbeweeg en byvoorbeeld by hoofstuk 7 tot 9 lees oor Herodes en wat Herodes gebeur het en hoe dit eindig dan met Johannes het ek self laat onthoof, maar wie is hierdie man van wie ek sulke dinge hoor? Iemand het nou die dag pragtig gesê, as jy 'n gedeelte in die Bybel lees om te verstaan, moet jy die gedeelte voor en na hom lees. Dan moet jy die hoofstuk voor en na lees, dan moet jy Bybelboek voor en na lees en dan moet jy die hele Bybel lees en dan is jou kans om dit goed te verstaan baie beter. So ons gaan ons nou nie die hele Bybel vanmôre saam lees nie, dan gaan ons dalk 'n rukkie hier besig wees. Maar die verhaal wat loop kronologies is die verhaal van Johannes die Doper, Jesus se voorganger wat kom en alles wat daarmee saamgaan en dan lees ons van 'n feesmaal. 'n Maaltyd, dit lyk of dit Herodes se verjaarsdag moet wees en dan sit hierdie, wil ek amper sê, partytjie van partytjies. Almal wat daar kan wees is daar en dis 'n besige besigheid. Dis alles van 'n dansery en 'n etery met die beste kos wat daar is en aangaan wyn wat daar sal wees. En hoe dit eindig met Johannes die Doper se kop wat op 'n skinkbord ingedra word. En as jy jouself nou in daai situasie sal indink, hoe jy sal reageer op so 'n partytjie, jy's aanvanklik opgewonde om soontoe te gaan want dis nou almal wat iets is, word uitgenooi en dis die beste kos en die beste dit en die beste dat. Maar hoe dit eindig met Johannes die Doper se kop op 'n skinkbord. En ek wil nou amper sê ek sou moeilik my kos terughou om dit te moet beleef en te moet sien. En dan lees ons die gedeelte wat vorm. Nou dalk eers 'n stukkie nog net sê, het jy al dit beleef dat goed met jou gebeur wat jou nogal besig hou? Ek weet Mossie het altyd vir my gesê toe hy in die kantoor was, gesê hy moet op sy klip gaan sit. En ek het nie verstaan wat hy sê nie. Mossie praat ons partykeer en sê iets en dan wonder jy wat bedoel hy nou eintlik? Hy het gesê op sy klip gaan sit. Ek het dit later besef in die kantoor, daar gebeur party, daar's soveel goed met jou, dat jy partykeer net soort van tyd het om net alleen te wees en te reflekteer, te verwerk wat het nou alles gebeur. Dikwels Sondag as ons in die kerk kom, is dit iets wat van gebeur, né?
Jy verwerk partykeer, herkou, herdink oor alles wat in hierdie week met jou gebeur het en dalk nog wat in die week moet voor hê. En hier is dit nie anders nie. 'n Mens lees dat hier staan, toe die apostels terugkom. Nou, dalk oor die terugkom net eers dit, die Here Jesus het hulle ons nou uitgestuur. En hulle het gaan werke doen en hulle kom eintlik terug en hulle is eintlik verskriklik opgewonde oor alles wat gebeur het, want hulle besef, hulle is mense, maar in die naam van die Here het hulle sekere goed gaan doen en hoe hierdie wonders gebeur, hoe hulle net staan verstom eintlik oor wat hulle self doen. En dan staan daar, en hulle het Jesus alles vertel wat hulle gedoen het. En daarna het hulle saamgeneem in die rigting van die dorp Betsaida, waar hulle alleen kon wees. Johannes die Doper se verhaal, hierdie klomp goed wat gebeur het, maak dat die Here Jesus en sy disippels tyd nodig het om alleen te wees. Nou wie is ek en jy? En wat maak ons soveel anders, dat ons as mense net kan aangaan altyd en nie partykeer tyd nodig het om net alleen by die Here te wees nie. Sommer net 'n punt wat ek daarmee los. Die hele ding van, dis goed partykeer om alleen te wees en te bedink, stil te wees by die Here, met hom te praat, voor ons aangaan. Maar wat gebeur hier? Wat gebeur? Maar die mense het dit te wete gekom en agter hom aangegaan. Hy het hulle verwelkom en met hulle gepraat oor die koninkryk van God, en die wat genesing nodig gehad het, het hy gesond gemaak. En toe die son begin sak, kom die 12 na hom toe en sê, stuur die mense weg, dat hulle by die dorpe en die plase en die omtrek slaapplek en kos kan gaan soek, want ons is hier op 'n verlate plek. Luister nou vers 13, ons teksgedeelte vir vandag. Gee julle vir hulle iets om te eet, sê hy toe vir hulle. Gee julle vir hulle iets om te eet. Maar hulle antwoord, ons het hier niks nie. Niks meer as 5 brode en 2 visse nie. Nou die 5 brode en 2 visse, interessant, die verhaal word in al 4 die evangelies, Matteus, Markus, Lukas en Johannes aangebied en gelees, en daar sekere verskille. En as ek nou reg onthou, is dit Johannes wat op die ou end kom en sê, toe hulle sê, hier's nou niks om te eet nie, was hier 'n seentjie. Hy het nou nie die kettieklippe gebring nie. Hy het sy 2 visse en 5 broodjies, wat sy ma dalk vir hom gegee het hy gebring en gesê, hier is dit. En hoor daai kinderlikheid, sy ma sê nou vir hom sê, wat maak jy? Wat gaan hierdie 2 visse en 5 broodjies, die bietjie wat jy nou wil gaan gee, wat se verskil gaan dit nog maak? Maar ons lees, daar was net 5 broodjies en 2 visse. Dan sê die disippels, of moet ons self vir hierdie klomp mense gaan kos koop? Net die mans bymekaar was al omtrent 5000. Nou probeer hulle sê hoeveel. So net die mans was 5000. Nou kan jy begin spekuleer oor hoeveel mense was daar nou. As ek nou vanmôre sou tel hoeveel mans is in die erediens en dan met die vroue en die kinders dan nou bykom, waar trek jy dan? So die ouens wat nou somme maak sê dit moes 10 na 15000 mense wees daar bymekaar gewees het in 'n verlate plek. So hierdie klomp mense wat daar bymekaar is. Toe sê Jesus vir hulle, laat die mense in groepe van so wat 50 gaan sit om te eet. Hulle het toe so gemaak en almal laat reg sit. Daarna het hy die 5 brode en die 2 visse geneem, na die hemel opgekyk en die seën gevra. En toe breek hy dit en gee dit vir die disippels om aan die mense voor te sit. Almal het geëet en genoeg gekry. En wat oorgebly het, het hulle bymekaar gemaak, 12 mandjies vol. Nou party sal nou sê hierdie 12 mandjies vol verwys ook iets na die 12 stamme van Israel en iets van die volmaaktheid, die hoeveelheid wat oorgebly het na hierdie ete plaasgevind het. Nou kom ons net gou met die teks so 'n bietjie wees op 'n gevoelsbasis. Probeer jy nou dink, kom ons sê dis die kerkraad wat nou die apostels of die disippels is, interessant die naamspeling wat hier plaasvind tussen die twee. En almal moet nou kos kry. Nou gaan sit julle in groepe. Die Here Jesus kom en hy vra die seun. En nou gebeur die eerste interessante ding. Hier's 5 broodjies, 2 visse. En hy vat die eerste broodjie en hy gee hom vir een van die kerkraadslede, sê nou maar, een van die disippels. En toe die tweede een kom, gee hy weer 'n broodjie, maar elke keer as hy die broodjie gegee het,
dan is hy weer hier. Dieselfde met die visie. En wanneer jy nou by daai groep mense kom, wat hier in 'n groepe van 50 sit, dit wat jy sien hier voor jou oë gebeur. 'n Broodjie wat gevat word, dalk gebreek word, 'n stukkie gegee word, en wanneer jy terugkom hier, dan is hy weer heel. Daai aksie by herhaling, dieselfde met die visie. Hierdie mense wat eet versadig kan wees, maar hier iets sien, wat hulle laat verstom. Ek kan nogal dink dat jou mond sou oophang, as jy sien wat hier gebeur. Maar weet jy, hierdie verhaal is 'n verhaal in die Nuwe Testament. Maar as jy teruggaan in die Bybel oor God se sorg, is dit verstommend om daarmee besig te raak. Ek gaan 2 noem. Die een Elisa. Elisa se vrou, die weduwee met die kruik. Julle onthou dit. Daai ongelooflike ding wat gebeur van hierdie kruik wat jy gooi en jy gooi en jy gooi en hy hou net nie op nie. Daai stuk wonder wat nie net in daai moment gebeur nie, maar by herhaling elke dag wanneer jy olie gebruik, as te ware gebeur en jy kan sê hoe die Here sorg. As ek dink oor die Israeliete en die woestyntog, is dit verstommend. As jy God se sorg ervaar, jy ervaar nie emosie as te ware, jy is teen die Rooi See, party praat van die Rietsee, vasgekeer, hier kom die Egiptenare met hulle strydwaans, julle is besig om te doen wat die Here sê, julle moet trek na die beloofde land toe, hier is julle in 'n hoek. Moses wat die water aanraak, die see wat oopgaan, deurtrek. Droogvoets, toe die Egiptenare deurkom, maak hy toe, en hulle is tot niet. So maklik word die Egiptiese leer verslaan deur die Here self. Die wolkkolom, die vuurkolom vir die volk lei. Op plekke kom waar daar nie water is nie, en dan 'n droë rots, en hier is water. Die volk wat kla en sê, maar ons het nie kos om te eet nie. Ons verlang terug na die kospotte van Egipte. En hier kom elke aand kwartels, elke aand manna, met die ongelooflikste ding van op die 6de dag, is die enigste dag wat jy vir 2 dae mag optel. 'n Stukkie ding van hoe afhanklik ek van die Here is, net vir vandag. Nie vir môre en oor môre moet ek nou al sorg en voorsiening maak nie, maar genoeg vir vandag wat die Here elke dag gee. Ek het nogal gedink, dit moet nogal vreemd wees, as jy nou vir 2 dae opgetel het en daai manna en goed het sleg geword en daai suurreuk is daar by jou tent en hoe dit dan lyk en ryk en almal weet, jy het die Here nie vertrou vir môre nie. Die Here se momente van sorg deur die Bybel is gereeld. En as jy hierdie momente noem, kan jy nie anders as om die kruisiging ook daar te plaas nie. God se moment vir sorg, vir verlossing vir hierdie wêreld. Daarom broers en susters, daar is ons nou geen manier, geen oomblik wat ek kan twyfel dat God sal sorg nie. Hou sê ek een Saterdagoggend, julle sal die plek ken, hoop ek, hieronder, hulle verkoop pies, en dan verkoop hulle mos nou vetkoeke, en party het nogal vullings in, ek hoop ek maak julle nou honger nie, maar nou met dit, en ek moet gaan deeg koop vir my vrou, sy wil vleispastytjies pak. Nou maak ek sommer praatjies, nou murmureer ek, omdat ek, dis nou Saterdag, ek moet môre werk. Nou sê die een vir my, meneer, wat se werk doen jy dan, dat jy Sondag moet werk? Nou sê ek, nee, ek sê dominee. Nou sê ek vir hulle, wie julle wat lees ek in die week? Ek lees oor hoe God vir ons sorg. Dis die Heidelbergse Katekismes, wat praat oor God en God se voorsienigheid, sy sorg in ons lewe. En dan sê die Heidelbergse Katekismes, sê ek vir hulle, ek sê nou Heidelbergse Katekismes, ek sê net ek lees dit, sê ek, in swaar kry moet jy geduldig wees, maar in voorspoed moet jy dankbaar wees. Nou sê die een vir my, meneer, dis dan moeilik om geduldig te bly as jy swaar kry. Ja, toe dink ek partykeer oor swaar kry in mense se lewens en hoe swaar kry verskil. En wat ek heeltemal hoor wat sy vir my sê, wanneer dit met jou swaar gaan, wanneer jy sukkel,
is dit moeilik om geduldig te bly. Want jy sien, daai geduldig wees is om iets te sê, Here, U is besig met my, U het my nie gelos nie, U is steeds besig met my, ek weet nie wat is U plan op hierdie stadium met my lewe en hoekom ek hierdie stuk pad moet loop nie, maar ek bly geduldig want ek weet die Here is besig met my. Maar dalk nog moeiliker is die ding om te wees, sê, om dankbaar te wees wanneer dit met my goed gaan. Nou, wanneer gaan dit met iemand goed? Een van die ander slim manne, prof van Stellenbosch, sê nou die dag vir my 'n interessante ding. Hy sê, een van die 5 tekens van welvaart is dat jy in die oggend kan wakker word sonder om 'n wekker te stel. Jy hoef nie 'n wekker te stel om op te staan, ek moet nou opstaan, ek moet werk toe gaan, ek moet dit of dit nie. Jy kan wakker word wanneer jy wakker word. En ek het by myself gedink, ek is ten minste saadra ryk. Want jy sien, hoe dikwels in ons lewens is dit wat ons beleef. Ons swaar kry is maar min eintlik in vergelyking met die wêreld rondom ons wat ons sien. Dit was nogal vir my 'n emosionele ding die laaste jaar. 6 van ons kollegas wat met kanker gestry het en nog stry in die laaste jaar. Een wat oorlede is. Op 'n fenominale manier 4 dae voor hy 65 sou word. God se sorg vir ons, dit waaroor ons het om dankbaar te wees oor ons gesondheid, oor die asem, dat jy hier kan wees en, is eintlik ongelooflik. In ons gemeentekonteks, ek dink die gemeente by die kleinste nou is, ek gaan nou nie naam sê nie, het nou 28 belydende lidmate en 4 dooplidmate. Hoe hulle funksioneer en hoe hulle moet werk, raak verskriklik uitdagend in die proses. En daarom hierdie ding om 'n dankbare ingesteldheid te hê en te weet maar die Here sorg, die Here gee, die Here is eintlik ongelooflik. Nou terug na die Herodes ding toe. Herodes en dit wat daar gebeur en hoe jy eindig daar. Teenoor dit wat hier gebeur. Hierdie in 'n vreeslike grand plek wil ek amper sê, 'n feesmaal, alles van die beste en. Hier's 'n ander verhaal wat afskep. Hierdie verhaal wat hier afspeel is 'n verhaal van afspeel op 'n stil eensame plek. Het dit aand geword, dit moes skemer, dalk selfs sonsondergang tipe ding wees. Hierdie klomp mense wat daar is, op die gras, dalk brande, hoe dit lyk weet ons nie presies, maar daar in groepe gaan sit en aangaan. Nou lees ons 'n paar goede wat daar gebeur. By vers 11 lees ons, hy het hulle verwelkom. Daar's nogal iets besonders in wanneer die Here jou verwelkom en jy tuis voel. Ek bedoel, jou perspektief is eintlik, jy wil alleen wees, op 'n stil plek wees. Nou kom hierdie klomp mense, ons sal dit amper sê soos ongenooide gaste, daag hulle daar op. Jy verwelkom hulle. En dan staan hy het met hulle gepraat oor die koninkryk van God. Hy het hulle geleer. Mense met vandag se term dalk sê, dit was 'n Bybelstudie of 'n preek, amper 'n erediens. En dan staan daar verder, en die wat siek was, het hy voor gebid, die woorde, en die wat genesing nodig gehad het, het hy gesond gemaak. 'n Stuk genesing, 'n stuk heel word, wat plaasvind. En dan kom ons by hierdie ete. Dit wat ek net nou probeer doen is om sê, as jy en daar sou wees en sien hoe hierdie brood net nie opraak nie en hoe hierdie mandjies vol opgetel word en aangaan. Wanneer jy met dit besig was, teenoor hierdie ete van Herodes, het jy leeg huis toe gegaan. Het jy huis toe gegaan, geskok. Die verhaal wat jy vertel het, was 'n slegte stuk verhaal, want Johannes die Doper se kop op 'n skingbord, het die kos en al die lekker half op die agter geskuif en gesê, dis amper wat in jou gedagtes oorbly. Hierdie klomp mense wat hier was, wat van hierdie brood en vis geëet het, wat gehoor het hoe die Here hulle verwelkom, gehoor het hoe hy hulle vertel oor die koninkryk, hoe hy van die mense gesond gemaak het, hoe hierdie wonderwerk plaasgevind het. Hulle het huis toe gegaan met 'n ander verhaal, met 'n ander storie. En daai storie wat hulle vertel het energie losgemaak.
het mense laat sê, "Wow, ek wil die Here leer ken." Dis ongelooflik wat jy my nou vertel. Ek kan vir jou stories vertel oor 'n vrou byvoorbeeld wat moes gaan vir 'n operasie. Ek besoek haar die Sondag aan, die volgende week gaan sy vir die operasie, 'n gewasdinge hier aan haar hoofslagaar, baie sensitiewe operasie, dit moet gedoen word want hy druk die slagaar toe en. Sy is later terug, die operasie suksesvol. Ek gaan kuier weer daar, sy vertel vir my die storie. Sy sê, "Dominee, het jy al 'n klomp dokters ongemaklik gesien en 'n klomp verpleegpersoneel?" Ek sê, "Ja, hoekom nou?" Nee, sê sy, toe sy op die teatertafel lê en die narkotiseer haar nou aan die slaap wil maak. Toe sê sy, nee, wie van julle gaan eers vir ons bid vir hierdie operasie voordat ons begin? Nou, die meeste dokters, dis nie wat gewoonlik gebeur nie. En wat doen sy? Sy sê, "Kom maak toe julle oor dat ek eers vir ons bid." En sy doen eers gebed. Hierdie verhaal het 'n ander ding wat hy het. Ons dink dikwels ons het te min. 5 broodjies, 2 visse is te min. Die Here sê hier, gee julle vir hulle kos. Die beginsel, die ding daar agter gaan hier oor, die Here gebruik jou bietjie op 'n manier wat jy dit partykeer nie kan glo nie. Jou bietjie maak dikwels meer van 'n verskil as wat jy ooit sal dink. En nou praat ek nie net van geld nie. Nou praat ek van dalk daardie drukkie, daardie WhatsApp, daardie stukkie omgee, daardie stukkie daar wees, daardie brood en melk koop vir iemand afgee wat jy weet nie by 'n winkel kan uitkom nie en ons kan lyste daarvan maak. Om te gee, om daar te wees. Gee julle vir hulle kos. Ons omgee, ons daar wees vir mense. Is ek partykeer verstom oor die verskil wat dit in mense se lewens maak, want ons dink dikwels, dit wat ek sê, dit wat ek doen, het geen waarde, geen betekenis nie. Soms kom dit terug. Ek het vir Erich net 'n ketty gemaak. Nog erger, ek het net gesê, my manne maak daar 'n ketty, en vir hom 'n ketty gegee. Nou, amper 5 jaar later, bring hy vir die dominee ketty koels. Daardie stukkie omgee, daardie stukkie ding wat jy in iemand se lewe gegee het vrug gedra, gegroei. Dis 'n stukkie vrug wat nie net gemaak het dat iemand van die dominee dalk hou nie, maar wat in die kerk wil wees, wat iets beleef daarvan. Hou op om te dink jy te min. Hou op om te dink dit wat jy kan doen, en dit wat jy doen kan nie 'n verskil maak nie. In die Here se hande verander dit mense se lewens. Amen. Ons Here, dankie vir die woord wat met ons besig is en altyd met ons praat en aan ons vorm om meer en meer te word soos wat U wil hê ons moet wees. Here, dankie dat ek vanmôre vir hierdie gemeente kan bid ook. 'n Gemeente wat 'n pad kom in 'n geskiedenis wat ons ken, wat partykeer deur moeilike tye gegaan het, opdraandpaaie geloop het. Maar wat ons regtig nou die ervaring en die belewenis het, dat dit met hulle goed gaan. Here, ek wil dit vir Gys en die kerkkantoor personeel, die kerkraad, mense wat hard werk, wat tyd en energie insit, om 'n verskil te maak. Dankie vir mense wat kerk toe kom, wat U woord lees, wat saam bid. Here, dis wat ons hier is voor, om U te kan dien en U naam groot te maak. Help ons om daardie perspektief as te ware te behou. Dalk die woorde ook wat sê, soek allereers die koninkryk van God en alles sal vir jou gegee word. Here, dankie vir ons gesondheid, vir ons krag, en waar mense siek is, U hulp, U sorg nodig het. Here, gebruik ook vir ons om daar 'n verskil te kan maak, om te kan sorg, om te kan gee, om te kan sommer net help dra. Here, ons bid vir ons land. Ons bid vir ons boere in die back and closure situasie. Here, dis 'n dreigende ramp. Ons wil eintlik maar net kom en sê, Here, U weet tog alles, want as ons sou bid en bid en bid, is daar so baie van ons bejaardes en ons aftreeoorde wat versorging nodig het, ons klein gemeentetjies, ons synode en hulle vergaderings wat voorlê, gemeentes wat sukkel om begrotings te laat klop. Ons plaas alles, Here, in U hande en sê, Here, sorg U vir ons.
Wees U die een wat ons laat verstom staan weer oor U grootheid, U godheid en U sorg. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Ek sit nou die orgelis in dophou hier van bo af. Ek sien sy speel met die een hand en dan bring sy die boeke van die ander kant af nog by. Ek sou dit nie probeer nie. Baie dankie. Ons slotlied, die lied 266, die Onse Vader gebed. Die Here se sorg hier en sê ons al iets van gee ons vandag ons daaglikse brood. So kom ons sluit af met 'n gebed waarin ons ook dan bid vir die Here se sorg, maar ook op 'n manier net dankie sê vir hom. Ontvang dan ook die seën van die Here. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van sy Heilige Gees by u wees. Mag jy die sorg van die Here elke oomblik ervaar. Amen.